Hallo daar, baie welkom. Jy is ingeskakel by ons aanlyn kinderpinkster. My naam is Stefan en ek gaan saam met julle kinderpinkster hou. Hallo en baie welkom terug. Dit is vreeslik lekker om jou gesiggie weer te sien. Kom ons toets bietjie julle geheue. Kan julle miskien onthou wat was die memoriseervers gewees wat ons in die vorige sessie gedoen het? Kom ons kyk gou. Begin gou dit opsê. Ek luister. Baie mooi. Julle het dit reg gekry. Hier is 'n vraag vir jou. Kom ons kyk hoe goed het jy geluister in die vorige sessie. Wat was die koning se naam wat as 'n klein seentjie 'n skaapwagter was? Miskien kan jy dit onthou. As jy dit kan onthou, sê dit nou. Yes, julle is reg. Dit was koning Dawid. Baie geluk. Julle luister sommer baie goed. Okay, wie van julle hou van sing? Ek hou van sing, maar ek kan nie altyd mooi sing nie. Miskien kan jy. Julle sal sien in die pakkie wat ons vir julle gegee het, is daar barcodes wat so lyk. As jou mamma en pappa dalk 'n slimfoon het of dalk jouself, kan jy dit nou scan. Die tema liedjie vir ons reeks hierdie keer is Johanita Du Plessis se liedjie Ons Koning Kom. Vat sommer nou 'n rukkie en luister daarna. Maar julle kan ook na enige een van die ander liedjies luister. Dit sal sommer 'n lekker woema vir jou op jou stoel laat gee. Ek is ook seker dat elkeen van julle nou al julle kroon gemaak het en julle sit op julle troon. Vat nou jou kroon en sit dit op jou kop, want ons gaan nou na die volgende storie luister. Maar voor ons begin, in julle pakkies wat julle sien, is daar 'n klomp jelly babies. Begin nou daaraan eet terwyl ek vir julle die storie vertel. Ons is nou uiteindelik by sessie nommer 2. In die vorige sessie het ek julle vertel waar konings in die Ou Testament vanaf gekom het. Vandag is ons in die Nuwe Testament en ek gaan julle vertel van 'n koning wat baie wreed was. Maar eers, kom ons kyk wat sê die profeet vir ons, wat en wie is hierdie koning wat vir ons gekom het. Ons praat nie net oor enige koning nie, ons praat oor 'n baie spesiale koning. Kom ons lees bietjie wat het die profeet Jesaja van hierdie koning gesê. Dit is in Jesaja hoofstuk 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Hy sal die heerser wees met die koninklike titels, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader en vredevors. Kyk of jy dit kan onthou. Vandag se storie begin met die verhaal waar Josef en Maria gewag het vir hulle baba om gebore te geraak het. En daardie tyd het die mense wat regeer het oor Israel gesê dat ons wil al die mense tel in ons land. Ons wil weet hoeveel mense bly in ons land. Maria en Josef moes maar Josef se stad toe gegaan het waar hy gebore geword het. Dit is die plek met die naam Bethlehem. Dit was nie 'n kort afstand gewees nie en hulle moes op 'n donkie ry. So dit het nogals lank gevat vir Maria en vir Josef om tot in Bethlehem te kom. Hulle het uiteindelik in Bethlehem aangekom, maar daar was so baie mense in die strate gewees en al die plekke was vol dat hulle nie geweet het waar hulle kan slaap nie. Hulle het toe op die ou ende 'n stal gekry, 'n plek waar diere in die aand gaan slaap het. In dieselfde tyd was daar klomp wyse manne wat eenkant in die veld skape opgepas het. In die nag het 'n engel aan hulle verskyn en vir hulle gesê, "Vandag is daar 'n koning gebore." Hierdie mense het ewe skielik geskrik en engel het vir hulle gesê, "Moenie bang wees nie, ek kom en ek vertel vir julle goeie nuus. Julle koning is gebore, die koning wat julle gaan vrymaak." Maar dit was ook nie die enigste manier wat God vir mense wou wys dat daar 'n baie spesiale koning gebore is nie. Daar was 'n klomp wyse manne ook in die ooste gewees en hulle het sterre baie goed geken. Hulle het gesien dat daar 'n nuwe ster in die hemelruim verskyn het, een wat baie spesiaal is. En toe hulle na hierdie ster begin kyk, het hulle geweet dat hulle hierdie ster sal moet volg. Hulle het hierdie ster toe begin volg en in die plek met die naam Jerusalem aangekom. Daar in die paleis het 'n koning gesit met die naam Herodes. Toe hulle in die koning se paleis aankom, vra hulle vir hom, "Waar is die nuwe koning wat gebore is?" "Wat? 'n nuwe koning gebore is? Ek is die koning," sê koning Herodes. "Nee," sê hulle, "hierdie ster wat ons gevolg het is baie spesiaal en ons weet dat daar is 'n nuwe koning gebore." Koning Herodes vra toe vir die wyse manne rondom hom, "Is daar enige koning wat in hierdie tyd gebore moet word?" Hulle sê toe, "Ja, in die ou dae in die Ou Testament het profete geprofeseer van 'n koning wat sal kom, wat sy mense sal kom vrymaak." Hierdie koning Herodes was 'n baie slegte en jaloerse koning. Hy wou nie gehad het dat enige iemand sy plek moes vat nie.
Hy sê toe vir die wyse manne, as julle hierdie koning gekry het, kom sê tog vir my waar hierdie koning is, ek sal graag vir hom wil buig en vir hom geskenke wil gee. Maar dit is nie wat koning Herodes wou gedoen het nie. Hy wou nie kompetisie gehad het nie, want hy was die koning en hy wou die koning bly. Hy wou eintlik iets baie slegs doen. Hy wou hierdie koning wat gebore is, doodmaak. Die wyse manne het die paleis verlaat en die ster aangehou volg, tot die ster by 'n huis gaan stop het in Bethlehem. Toe hulle hierso ingaan, het hulle vir Maria en vir Josef en 'n klein seentjie gekry. Hulle het toe voor hierdie seentjie gebuig en hulle het vir hom geskenke gegee. Hierdie seentjie se naam was Jesus. Maria en Josef het hierdie seentjie Jesus genoem, want dit is wat die engel vir Maria gesê het, toe die engel aan haar aangekondig het dat sy 'n kind gaan kry. Later in daardie nag het God vir Josef gewaarsku in 'n droom van die slegte plan wat koning Herodes het. Hy het toe vir hulle gesê, gaan, vat jou kind, vat van Maria en gaan na Egipte toe. Jesus sal daar veilig wees. Die wyse manne, die sterrekykers, het ook nie teruggegaan na koning Herodes toe nie, want 'n engel het ook aan hulle verskyn en vir hulle vertel van die wrede planne wat koning Herodes gehad het. Hy het gedink dat as hy alle seuns onder die ouderdom van 2 jaar doodmaak, hy ook hierdie nuwe koning wat gebore is, sou doodmaak. Hierdie wrede plan was eintlik die plan gewees van die duiwel. Die duiwel is die een wat nie wou gehad het dat hierdie nuwe koning wat gebore geword het, mag lewe nie, want hierdie nuwe koning is die een wat ook ons kom vrymaak van ons sondes. Jesus was baie veilig saam met sy mamma en pappa in Egipte gewees en hulle het eers na die dood van koning Herodes teruggekeer na die dorpie Nasaret. So wat kan ons uit hierdie storie uitleer? Ons kan leer dat God altyd getrou is, want hy het gedoen wat hy vir die profeet Jesaja beloof het, 'n nuwe koning gaan kom. En niemand kon dit gekeer het nie, selfs nie eers die duiwel nie. Miskien wou jy al vir God gevra het om koning van jou lewe te word, maar goeders lyk so bietjie te mekaar en jy weet nie meer wat ek kan doen nie. Dalk dink jy dat God is nie sterk genoeg om jou te kan red van jou sonde nie. Moenie worry nie, God is sterk genoeg. Ons hoef net in hom te glo. Selfs nie eers die duiwel kon keer dat hierdie koning kan kom om my en vir jou vry te maak van ons sonde nie. Is dit nie 'n mooi boodskap nie? Ek dink dit is fantastiese nuus vir hierdie koning wat gebore is. Voor ons klaarmaak met hierdie sessie, kom ons kyk gou weer wat is ons memoriseervers vir die dag. Dit is Jesaja 9 vers 5 en dit sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Hy sal die heerser wees met die koninklike titels, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader en vredevors. Hoe mooi is dit nie? Onthou dat ons môre jou gaan toets of jy hierdie memoriseervers ken. Ek hoop dat julle die tweede sessie baie geniet het, net soos ek. Daar is nog net een ding wat oorbly en dit is die handaktiwiteit. Vat nou 'n rukkie om die handaktiwiteit te doen.